Nou geliefdes, ek wil vanaand aangaan, waar ons vanoggend opgehou het, en ek wil weer begin, deur te sê, dat ek was blind, maar nou kan ek sien, en ek wil weer eens, net terug verwys, na, ek moet seker net die ding eers aansit, na Johannes 9 vers 25, waar die Fariseërs en skrifgeleerdes die blinde man probeer pols het om, dat hy iets teen Jesus moes sê, en al wat hy vir hulle sê, is man, een ding weet ek was blind, maar nou kan ek sien. En wanneer ek dit sê, wil ek vir sê, een ding weet ek, dat dit wat ons spreek, dit wat ons praat, dit wat ons oor die Heilige Gees wat die woord sê, is 'n realiteit, want is iets wat ons ervaar, is iets wat deel is van ons lewe, en dis nie net iets wat 'n mooi gedagte is nie, maar is 'n realiteit en is 'n werklikheid. En daarom wil ek vanaand so bietjie verder gaan, en ek wil vanaand so bietjie met u gesels oor tale, en ek dink, as ons mooi gaan kyk, ek wil nou net nie kyk, ek sien ek is op die verkeerde preek. Hy gaan nie nou help vanaand nie. Kan jy dit oorvertel? Mooi man. Goed. Hierdie een het definitief nou nie deurgekom soos wat hy moes deurkom nie. Daar is hy nou. Goed, ek wil met die gesels oor tale, want ek dink, tale is een van die kontroversiële onderwerpe tans in die kerk, en selfs onder Pinkstergeleerdere. En een van die realiteite waarmee ontstaan is dat mense dink, of mense redeneer, en teoloë redeneer, dat tale nie meer vir vandag belangrik is nie. Net soos wat daar sekere mense is wat sê, maar die doop is nie meer belangrik nie. Jy weet, solank jy Jesus aangeneem het, is jou pad hemel toe en jy is okay. Maar die realiteit is, wanneer ons hierdie sienswyse het, wanneer ons daarvolgens leef, mis ons nie net uit op die amazing, wonderlike goed wat die Here vir ons instoor het nie. Maar ons loop ook die gevaar dat ons iewers langs die pad dalk die hemel kan misloop. Nou, hoe kan ek sê ons kan die hemel misloop, want ons word nog gered deur genade. Die realiteit is, wanneer ons aanhoudend ongehoorsaam is, dan onttrek God sy gees van ons. En ons staan alleen. En sonder dat ons die Heilige Gees, sonder dat hy aktief in ons is, kan ons Jesus Christus nie as ons erekoning erken nie. En as ons as prins moedwillig is, en ons sluit ons harte toe vir die werking van God se Gees, om met ons in ons te praat en ons te oortuig, dan kan ons op 'n plek kom waar ons geestelik totaal en al bankrot staan. En ek dink nie dit is waarvoor Jesus kom sterf het aan die kruis nie. Inteendeel, hy het gekom dat ek en jy lewe en oorvloed kan hê. Dis sy plan vir ons, dis sy begeerte vir ons, dat ons in sy volheid moet funksioneer, die volheid wat Christus in die Vader het, en ek en jy het daardie volheid in Christus, as gevolg van dit wat hy vir ons gedoen het, en deel van daardie volheid, word deur God se Gees in ons harte en ons lewens gedeponeer, en dis hoe ons daar, dit kan uitleef, is juist deur die krag en die werking van die Heilige Gees in ons. So dis nie iets ligsinnig om sommer maar net oor te dink en ja, okay, wag, dit is nou nie eintlik vir my nie, kom ons skuif dit net verby nie. Nee, God het 'n plan en 'n droom vir elkeen van ons. En ek wil vanaand vir jou sê, ook vir jou het God 'n droom. Het God 'n plan, het hy 'n roeping ook op jou lewe. Nie net op my lewe of op Pastoor Leon wat hier sit en sekere van die leiers, Corrie of iemand anders se lewe nie. Hy het op elkeen van ons se lewens is daar 'n roeping. En al kan jy dalk vanaand sê, maar weet jy wat, eintlik is ek nou al 'n bietjie oud, jy weet, dit is geen verskoning, want God gebruik enigiemand. Sê altyd as hy 'n donkie kon gebruik om te praat, dan kan hy definitief vir my ook gebruik. Dan wil ek my hand opsteek en sê, Here, voordat jy 'n donkie behoef te gebruik my. Voordat 'n klip hoef uit te roep, laat ek uitroep. Here, gebruik dan my eerder. En daarom is dit belangrik dat ons na hierdie goed sal luister, dat ons na hierdie woord sal luister, dat ons dit ernstig sal opneem. Nie net as kennis nie net iets wat ons bære in ons agterkop nie, maar dat ons dit sal uitleef. Ja, ek wil vanaand, soos ek gesê het, wil ek weer so 'n bietjie stil staan by tale en ek dink as ons mooi gaan kyk wat die woord van die Here vir ons sê, is daar
wil ek by 4 spesifieke areas waar die Heilige Gees, waar die tale in ons werk, in ons lewenswerk stil staan. Hoewel daar sekerlik nog meer kan wees, maar ek gaan net by 4 van hulle stil staan. En by die eerste een wat ek wil stil staan is 'n taal vir 'n ongelowige. En wanneer ek praat van 'n taal vir 'n ongelowige, is dit baie duidelik dat soos wat die woord van die Here vir ons dit verduidelik, kan dit dalk wees dat daar 'n ongelowige in jou midde is en daar is 'n taal en daar's 'n uitleg en daardie uitleg spreek direk in daardie ongelowige se hart of in sy gees in. Dis dalk oor 'n probleem waarmee hy sit, of dit is dalk 'n uitdaging wat hy het, of dalk 'n sonde wat in sy lewe is wat aangespreek word en daardie ongelowige reageer daarop. En sodoende kom hy tot bekering. 'n ander voorbeeld is, en dit het ek al baie keer gehoor, van 'n persoon wat in 'n kerk instap en sê, Here, as die werklike realiteit is, laat hierdie pastoor vanaand in Portugees of wat se taal die ou ook al verstaan, laat hy daarin praat, en hy gaan sit daar aan die banke, en hy wag vir die Here om iets te doen, en die Here werk deur die leierskap, en een van die persone begin in 'n taal te praat, en hierdie persoon dink hy praat in 'n geestelike taal, wat wel 'n geestelike taal is, maar is Portugees, en deur Portugees word daardie man se behoefte of begeerte aangespreek, en daardie persoon kom tot bekering. En hierdie goed is realiteite, dis nie net stories nie, dis goed wat werklik gebeur. As ons net kyk na die voorbeeld in Handelinge 2, vers 6 tot 12, nadat die mense gehoor het, dat die disippels en die klomp wat by mekaar was, in tale praat, lees ons die volgende, hy sê, en toe hierdie geluid kom, so dis die geluid van daardie geweldige rukwind, wat hulle gehoor het, het die menigte saamgestroom, en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek, en hulle was almal verbaas en verwonder, en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek, dan nie Galileërs nie? Hulle het almal hulle eie tale gehoor, maar dis Galileërs, dis ouens wat nie noodwendig hulle taal magtig was nie, en hulle het geweet, hierdie ouens is nie hulle taal magtig nie. So hulle het geweet, hier is iets anderste. Hier is iets wat ons nie aangewoond is nie. En ons lees dan verder, vers 11, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek, en hulle was almal verbaas en radeloos, en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? So hierdie manifestasie van die gees, van die tale wat hulle gepraat het, die eerste manifestasie daarvan, was juis dan om in ongelowige mense se lewens in te spreek. En toe hulle dit hoor, hulle praat van die groot wonders van die Here, en hulle luister, en Petrus hoor wat hulle sê, en Petrus begin die evangelie aan hulle verkondig, en daardie dag kom 3000 van hierdie ongelowiges kom tot bekering. Ek dink dit moes 'n absolute amazing ervaring gewees het om daardie dag daar te kom wees. Om hierdie eerste gebeurtenis, hierdie eerste verhaal te kon deel maak van hoe ouens sommer skielik in 'n vreemde taal praat, maar jy dink by jouself, daai ou kan nie my taal praat nie, maar hoor, hy praat my taal en hy maak die naam van die Here groot. Hy's besig om die Here te verheerlik. Ek dink dit moes iets ongelooflik gewees het. En daardie dag kom 3000 man tot bekering. Tweede taal, of tweede rede waarvoor ons die taal het, is 'n taal vir uitleg met die oog op profetiese fokus. Jy sien, die woord van die Here sê vir ons, Paulus kom en hy sê vir ons in 1 Korintiërs 14 vers 5, hy sê, ek wens dat julle almal in tale spreek, maar nog liewer dat julle profeteer, want hy wat profeteer is groter, en hy wat tot tale spreek, of hy moet dit uitles, sodat die gemeente stigting kan ontvang. So wanneer daar 'n taal is en 'n uitleg is tot stigting van die gemeente, dan bou dit die gemeente. Dan is dit tot voordeel van die gemeente, dan is dit tot voordeel van 'n individu, van 'n persoon, anders as die een wat dit spreek. En dis nog 'n rede waarvoor taal gebruik word. Ons ervaar baie keer in ons Pinkstergeleedere dat daar 'n taal met 'n uitleg is, en wanneer ek sê 'n uitleg, wanneer hy sê 'n taal moet uitgelê word, dan beteken nie die taal moet vertaal word nie. Dit beteken die taal word uitgelê. So baie keer dan is die taal so 'n kort stukkie en dan is die uitleg so 'n stuk. Of die taal is so 'n stuk, maar die uitleg is 'n kort stuk. Want dit is nie noodwendig woord vir woord vertaling of verklaring nie. Dit is 'n uitleg van wat hierdie persoon gesê het. Dis 'n uitleg, openbaarmaking van dit wat die Gees deur daardie persoon gepraat het. Dit bring my dan by die derde rede, en dit is 'n taal van intersessie. Ons lees daar in Romeine 26 en 27 lees ons, en net so kom die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg
wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree in vir ons met onuitspreeklike sigtinge. So soms is dit nodig om, wanneer jy in 'n taal bid, dat die Heilige Gees net by jou oorvat en jou lei om reg te bid of om vir die Vader te kan bid. En hy vat daardie gebed van jou, sê hy in die volgende vers, hy sê, hy wat ons harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die Heiliges intree. So hy vat daardie gebed, hy vat daardie behoefte, hy vat daardie nood wat jy het, en hy gaan tree namens jou in by die Vader. So dis 'n derde metode, of 'n derde gebruik van die taal, en dan bring dit ons by die vierde een, en by hierdie een wil ek vanaand so 'n bietjie stil staan, en dit is by persoonlike gebed. En ek dink dit is een van die hoofredes, of een van die groot redes, waarom ons 'n geestelike taal gekry het, waarom ons 'n geestelike taal as genadegawe gekry het, en dat elke gelowige hierdie genadegawe ontvang het. Nou baie teoloë, soos ek nou gesê het, reken dis nie belangrik nie. Inteendeel, hulle sê dis nie eers nodig nie. En dit is my net verstommend dat mense na die grootheid van die Here kan kyk en sê, ag nee, jy weet, dis okay, ek het nie alles nodig wat die Here het om te gee nie. Dit is my verstommend dat mense kyk na dit wat die Here doen en dan hulle arms vou aan een kant sit en sê, ja, dis okay, dis vir ander mense, dis nie vir my nie. Terwyl alles wat die Here het, alles wat hy vir ons bied, vir elke gelowige beskikbaar is. Dis vir elkeen van ons beskikbaar om deel daaraan te hê. En so kom, en ons het vanoggend ook by hierdie stukkie stil gestaan, Markus 16 vers 17, kom Jesus en hy sê, vir die disippels, hy sê, en vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg, in my naam sal hulle duiwels uitdryf, en met nuwe tale sal hulle spreek. So dis 'n teken van die invulling, dis 'n teken van die Heilige Gees wat in ons werk, dis 'n teken daarvan dat ons tot redding gekom het. So tale is nie net iets wat die Here vir ons gee om te kyk wat ons daarmee gaan doen nie. Dis vir ons 'n teken vir die wat in hom glo, dat die Heilige Gees aktief binne in jou besig is om te werk. En Jesus sê, vir die wat glo sal hierdie tekens volg. Vir die wat gedoop is, vir die wat doen wat die woord van die Here vir hulle sê, en onthou wat ek altyd sê, wanneer ons doen wat die woord van die Here vir ons sê, dan doen die woord van die Here in ons lewens wat dit sê. Wanneer ons getrou is aan die woord van die Here, dan manifesteer dit wat die beloftes in die woord is, in ons lewens. En as ons dit nie het nie, is dit omdat ons heel waarskynlik nie noodwendig glo, en dit nie ons eie maak nie, want dit is vir jou daar. Dit is vir jou daar. Dit hang af of jy dit gaan vat, en of jy dit nie gaan vat nie. Nou, ek wil net vandag noem, en gou so oor die algemeen, ek dink een van die goed wat ek wil duidelik sê, en ek hoor baie mense redeneer, en het hierdie opmerking, wat praat van tale, wat sê dat tale is 'n gebrabbel. En ek wil vanaand vir jou sê, luister, taal is nie 'n gebrabbel nie. Inteendeel, hulle het tale al hoeveel keer, het hulle dit wetenskaplik ondersoek, het hulle toetse gedoen, om te kyk, wat die eienskappe van daardie taal is, of dit werklik 'n taal is, en of dit 'n gebrabbel is, soos wat mense sê, en elke keer, wanneer daar opreg in tale gepraat is, het wetenskaplikes ontdek, dat daardie taal wat gepraat is, hoewel dit nie verstaan kan word nie, aan al die eienskappe van 'n taal voldoen. So wat wetenskap aanbetref, is taal is spraak, om in die gees te praat, is ten volle om in 'n taal te spreek. Dis nie net 'n gebrabbel nie, dis nie net 'n klank nie, dit is 'n taal wat gespreek word. So wanneer jy in 'n taal spreek, dan wil ek vir jou sê, is jy besig om 'n volkomme taal te praat. So dis nie net 'n geluid of geraas wat jy maak nie, dis 'n volledige taal. Met sekere orde, met sekere herhalings, met sekere klanke, en natuurlik verskil gelowiges se taal met mekaar. So daar's nie dieselfde taal vir elkeen nie, en dit kan ook gebeur dat jy vanoggend in 'n taal bid, en dan môreoggend as jy in 'n taal bid, dan is dit 'n ander dialek, dan is dit nie dieselfde as gister se nie. Ek het al ervaar hoe dit skielik verander, en die rede hoekom jy weet dit verander is, want dit is vir jou vreemd, dis nie vir jou natuurlik op jou tong nie. So jy kom gou agter, iets is anderste. Maar met dit gesê, is daar 3 mites van spreek in tale, wat ek gou wil by stil staan, en aan wil raak. En die eerste ene, as ek daarby kan stil staan, is die gedagte dat mense het, dat jy praat dit vlot die eerste dag.
Met ander woorde, as jy gevul is met die Heilige Gees, dan kry jy jou taal en jy spring weg en jy hardloop. En jy praat vlot. Nou, dit kan gebeur. En dit het al gebeur, dat mense gevul is met die Heilige Gees, en hulle bid ten volle, en hulle hou net aan in 'n taal bid. Dit het al gebeur. Maar die meeste gevalle gebeur dit nie so nie. En werk dit nie so nie. Is dit 'n woord of twee, en soos wat die mense dit beoefen, word dit 3, 4, 5 woorde, en as jy aanhou en deurdring, volhard daarin, dan ontwikkel dit in jou gees 'n taal wat jy bid en wat jy praat. So talespraak is nie net die oomblik wat dit gebeur, alles 100% reg nie. En ek dink dis waar baie mense onvrymoedig is, want hulle word gevul, hulle het die taal, maar hulle voel skaam en hulle voel, maar wag 'n bietjie, dis vreemd. En onthou, dis 'n vreemde taal op jou tong. Dis nie so maklik nie. Dit klink baie eenvoudig, maar dis nie so eenvoudig nie. Dis vreemd in jou mond. En om toe te laat en oor te gee sodat die Heilige Gees deur jou praat is nie eenvoudig, is nie altyd so eenvoudig nie. 'n Tweede mite rondom spreek in tale is, jy kan dit nie beheer nie. Met ander woorde, die Heilige Gees hardloop net en daar gaan dit. En ek wil vir jou sê, dis nie die waarheid nie. Want die Gees is onderworpe aan die profeet. So die Heilige Gees sal nooit deur jou kom werk en jou dwing of jou forceer om 'n ding te doen sonder jou wil nie. Hy sê die Heilige Gees is 'n gentleman. En jy's nie 'n puppet op 'n string nie. Jy's 'n persoon wat 'n keuse het. Jy kan jou eie keuses maak en jy kan besluit of jy die Heilige Gees gaan toelaat om in jou te werk of nie. Daai keuse is in jou hande, dis jou besluit. In die vorige gemeente was daar 'n dame wat mooi beweeg het onder die gawes van die Gees en maar haar timing was nie so lekker nie. Partykeer het sy op die verkeerdste tye, dan wil sy nou 'n woord bring of 'n profesie bring en dan werk dit net die atmosfeer, nou moet ek mooi sê wat ek nou wil sê, maar dis net nie geleë op daardie oomblik nie. En dan werk dit nie en sy is later ongelukkig en sy sê vir my maar jy weet ons is nie oop vir die werking van die Gees nie, want as die Heilige Gees deur haar werk, dan stel ons nie onsself oop en beskikbaar daarvoor nie. En ek sê toe van maar jou timing is uit. En sy sê maar ek kan nie as die Heilige Gees begin werk het stop nie. Ek sê jy kan. Stop dit net. Wag tot dit reg is. Ek sê vir haar, maar ons sit toe by hulle aan tafel en aan die tafel en gesels en ek sê toe vir haar, luister, as jy nou vir ons nou hier gaan kos opskep, gaan jy die pappot bring en sommer net 'n skep pap op die tafel gooi en op so 'n manier opskep en dan wanneer ons klaar geëet het, dan bring jy die borde. Of gaan jy eers die borde bring? Eers die tafel dek. Eers seker maak alles is reg en wanneer die omstandighede reg is, dan bring jy die kos uit. Sy sê nee, sy sal sekerlik eers die tafel dek en seker maak alles is reg en dan sal sy die kos uitbring. Ek sê vir haar, net so is dit ook in die kerk, net so is dit ook wanneer die gawes van die Gees deur jou werk. Die feit dat jy ervaar dat die Heilige Gees deur jou wil werk is reg en is goed, maar wag tot die tafel gedek is, wanneer die atmosfeer reg is, wanneer die oomblik die beste geleë is, voordat jy begin beweeg in die gawe van die Heilige Gees, en die oomblik toe sy dit doen, toe begin haar vrug afkom. Die oomblik toe sy leer om te wag vir die regte tyd, om die atmosfeer te lees. Dis haar elke keer wanneer sy 'n taal gebring het, wanneer sy 'n profetiese woord gebring het, was dit amazing en was dit tot groot vrug en groot seën van die gemeente. So ek wil vir jou sê dat jy kan dit beheer. Dit is in jou mag. En dis ook die hartseer, die feit dat ons kan beheer. Die meeste mense druk dit net dood en laat dit verbygaan. Maak nie hulle harte oop, sodat die Heilige Gees deur hulle kan werk, dat die tale van die Heilige Gees deur hulle kan spreek nie. En dan 'n derde mite wat daar is dat dit gaan net uit jou uitspring eendag. So jy gaan nog eendag, gaan jy ry of jy gaan loop of jy gaan, en dan skielik net die volgende oomblik, dan spring dit uit jou uit en jy begin in tale bid en dan wil ek weer eens sê, dit kan gebeur. Dit kan gebeur. As ek reg was dit een van die kerkvaders, Thomas Hesmerag, wat op sy perd gery het, en terwyl hy op die perd ry, toe vul hy Here hom met sy gees, en hy begin in tale, terwyl hy op sy perd is, begin hy in tale te bid. Hy praat onder korreksie of dit hy is, maar een van die groot kerkvaders het dit mee gebeur. Jy sien, dit kan gebeur,
maar dit gebeur nie noodwendig so nie. Die Here werk nie noodwendig so nie. Hy is nog steeds afhanklik van jou. En terwyl ek daarvan praat dat hy afhanklik is van jou. Wanneer ons gaan kyk in die Afrikaans en die Engels, dan is daar 2 stemme in die Afrikaans en in die Engels. So dis 'n aktiewe stem. Met ander woorde, as ons praat van 'n aktiewe stem, beteken dit jy's in beheer, jy praat, jy besluit wanneer jy praat, wat jy sê, hoe jy sê. Maar dan is daar ook 'n passiewe stem. Met ander woorde, jy het nie beheer nie, dat die Heilige Gees neem beheer van jou en hy praat deur jou, so jy het glad nie beheer van dit nie. Dis in Afrikaans en Engels, is dit die 2 stemme wat daar is, 'n aktiewe en 'n passiewe stem. Maar in die Grieks is daar 'n 3de stem. En daardie stem word genoem 'n deelnemende stem. So dit beteken dat jy neem deel en die Heilige Gees neem deel. Die Heilige Gees sit die woorde in jou mond en jy spreek dit. En dit is presies hoe die Gees van God in ons werk. Dis hoe hy deur ons werk. Hy sit die woord in jou mond, jy voel daar's 'n woord, jy voel daar's iets wat jy moet sê, maar jy het nog steeds die besluit, jy het nog steeds die keuse of jy gaan spreek of jy toegelaat dat jou mond dit wat in jou mond is, gaan vorm en uitbring en of jy dit gaan terughou. En dis hoe die Gees van God in ons werk in elke aspek van ons lewens, deelnemend. Wanneer hy iets deur ons wil doen, dan gee hy vir ons die geleentheid, dan gebruik hy ons juis om dit te kan doen, juis om saam met hom te kan werk. So ek en jy is met ander woorde, ons is 'n medewerker van die Heilige Gees. Ons is 'n medewerker van Christus. Hy het ons nie gevange geneem, ons gedagtes, ons mond, alles gevange geneem nie. Ek en jy, die vrye wil, of ons wil toelaat dat hy deur ons werk, of ons wil toelaat dat die Heilige Gees deur ons spreek, dat ons wil toelaat of hy dit wat hy wil bereik in ons lewens wil bereik. So, dis die taal van die Heilige Gees. En hierdie taal is 'n genadegawe vir elke gelowige gegee om mee te bid. Dis vir elkeen van ons gegee. Paulus kom en hy sê in 1 Korintiërs 14 vers 2 tot 5, hy sê, want hy wat in 'n taal spreek nie tot mense nie, maar tot God. So hoor mooi, hy sê, hy wat in 'n taal spreek, hy praat met God. Dis jou gees wat met God se gees praat. Hy sê maar, want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede. So wanneer jy in 'n taal bid in jou binnekamer en selfs hier, dan spreek jy verborgenhede van jou gees tot God se gees. En weet julle wat's nogal amazing? Dis 'n taal wat die vyand nie verstaan nie. Dis 'n taal wat die vyand nie sy hande op kan lê nie, behalwe om jou te keer om dit te praat. So wanneer jy in 'n taal bid, dan spreek jy verborgenhede, jou gees tot God se gees. Hy sê dan vers 4, hy sê, hy wat in 'n taal spreek, stig homself, maar hy wat profeteer, stig die gemeente. Vers 5 sê hy, ek wens dat almal in tale spreek. So Paulus gee hierdie opdrag, of hierdie lering baie duidelik. Hy sê, wanneer jy in 'n taal spreek, dan stig jy jouself. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, jy bou jouself op. Wanneer jy in 'n taal spreek, dan bou jy jouself geestelik op. So taal, om in 'n taal te bid, is baie belangrik. Ons het nodig om dit te doen, ons het nodig om in 'n taal te spreek, en ek dink dit is iets wat ons moet verstaan. Wanneer hy praat van talespraak, ons het hierdie idee van ja, maar jy weet, die Bybel sê ook, jy moet eerder profeteer. En hoor gou mooi, hierdie twee staan nie in teenstryd met mekaar nie. Dis twee verskillende gawes wat verskillende applikasies werk, en dit vul mekaar aan, dit staan nie teenoor mekaar nie. So dis belangrik dat ek en jy sal verstaan, en dat ek en jy ten volle ons harte sal oopstel, sodat God se Gees in en deur ons kan werk. Sodat wanneer hy wat ook al deur ons wil bereik, dat ons beskikbaar is vir hom om te bereik. As hy deur ons wil praat in terme van 'n taal, dat ons beskikbaar sal wees, maar ook sal oop wees vir die uitleg. Want is baie keer dat die Here een persoon gebruik met die gawe van die taal wanneer hy met ons wil praat, maar dan gebruik hy iemand anders met die gawe van uitleg. 'n Baie interessante ding, ons is daar in Jan Kempdorp, en een van die gemeentes is
ek en Marlene sit en kuier saam met die leraars, maar hulle is meer gereformeerd, hulle het meer die gereformeerde siening, glo nie in die werking van die Heilige Gees en so aan, so seer nie, en ek en hy sit en gesels, lieflike mense, baie mooi mense, en terwyl ek en hy so sit en gesels, toe sê ek van man, weet jy wat, ek sit eendag het ek die voorreg gehad om by 'n dowe gemeente in Pretoria te bedien. En terwyl ek daar is, hulle het 'n huis wat hulle uitgebreek het binnekant, so dit is die vertrek loop in die vorm van 'n L, en dan is die verhoog dan nou so aan die voorkant. So as jy hier aan die agterkant van die L sit, dan kan jy nie sien wat daar links voor aangaan nie, want daar's 'n muur wat keer, laat jy nie kan sien wat daar gebeur nie. En terwyl ek daar sit en kyk, is daar 'n persoon aan hierdie kant, wat begin om in 'n taal, maar dis 'n dowe man, 'n dowe persoon, en hy begin in 'n taal, begin hy te bid. En weet julle wat? Hy's 'n man wat gebaretaal praat, en daar was geen taal wat hy gebruik het daai dag, toe hy in 'n taal begin bid nie. En hy bid in 'n taal, en hy stop. En toe hy stop, is hier 'n man hier agter my. Hy het hom nie gesien nie. Hy het nie geweet, onthou hierdie ou is doof. Hy kan nie hoor iemand praat nie. Begin hy die uitleg gee vir dit. So as jy gewonder het, is tale eg? Is dit 'n realiteit? Hoor gou mooi. Of dit so is of weet ek nie. Wat ek weet is ek was blind, maar nou kan ek sien. Of dit so was of nie, weet ek nie, maar ek het gesien hoe die Heilige Gees deur twee dowe mense werk, wat mekaar nie kon sien nie, en nog steeds het hy in perfekte harmonie gedoen wat hy moes doen. So dis 'n realiteit. En Paulus kom en hy sê, ek wens dat almal in tale spreek. Dis 'n begeerte wat hy uitspreek oor die kerk. In 1 Korintiërs 14 vers 14 tot 15 sê hy, want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Dan gaan hy verder en hy sê, hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees psalms sing, maar ek sal ook met die verstand psalms sing. Sien, is baie belangrik om wanneer jy in 'n taal bid, om ook jou gedagtegang saam met die taal gefokus te hou. Want dit is so maklik om in 'n taal te begin bid en jou gedagtes te laat hardloop en aan allerhande ander goed te dink. En daarom is dit belangrik dat wanneer jy aan 'n taal dink, om ook jou gedagtes in lyn te bring met dit waarmee jy besig is. So Paulus kom en hy sê, ek sal in 'n taal bid, maar ek sal ook met my verstand bid. Het julle agtergekom, nêrens het Paulus gesê dat jy moenie in 'n taal bid nie? Nêrens het hy gesê dit het opgehou nie? Nêrens het hy gesê dit het gestop nie? Maar hy moedig juis die mens aan. Jy sien wat ons nie besef nie, is dat God wil hê dat ons hom in die gees, maar ook in die verstand moet bid. God se multidimensionele God, wat wil hê ons moet hom in alle fasette van wie ons is aanbid, nie net in ons gees nie, of nie net in ons vlees nie. Hy wil hê ons moet hom ten volle aanbid. Inteendeel, hy sê in Johannes 4:23 sê Jesus, maar daar kom 'n uur en dis nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. En dan gaan hy verder, hy sê God is gees en die wat hom aanbid moet hom in gees en waarheid aanbid. En wanneer hy praat van gees en waarheid, gees praat hy van jou geesmens, die ek hier binne in jou, wat in verhouding met die Vader staan. Maar wanneer hy praat van die waarheid, dan praat hy van jou sielsmens, jou keuses, jou besluite, dat jy sal kies om hom nog steeds te aanbid. En God wil hê dat ons hom so moet aanbid. Hy wil hê dat ons hom uit die gees moet aanbid, maar ook dat ons hom ook uit ons vlees uit aanbid. Dat ons hom ook so sal aanbid in ons menswees. Dis God se hart dat ons met die verstand sal bid. Sy hart dat ons hom in die gees sal aanbid. Maar jy sien die gevaar is of die probleem is, mense is lief daarvoor om 1 Korintiërs 13 voor te hou. En in 1 Korintiërs 13 staan dit mos duidelik dit gaan ophou. As ons net gaan kyk, hy sê in vers 8 tot 10 sê hy die liefde vergaan nimmer meer, maar profeseë, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan.
Maar dan kwalifiseer Paulus wanneer dit sal gebeur. Dan sê hy, want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Nou, hulle reken dat die Bybel is die volmaakte wat gekom het. En dis verseker nie so nie. Want daar is een volmaakte, en dis Jesus Christus. Maar hierdie gaan nog 'n entjie verder, want wanneer ek en jy, wanneer hy kom om ons te kom haal, wanneer dit deur die dood is, of as ons hom gaan sien kom op die wolke, gaan ons in 'n oomblik wees soos wat hy is, en dan gaan ons volmaak wees soos wat hy is, en ons gaan alles weet. En wanneer ons op daai plek kom, het ons dit nie meer nodig nie. Het ons nie meer tale nodig nie, het ons nie meer kennis nodig nie. Is dit nie meer nodig om al hierdie geestelike inspraak in ons lewens te kry nie? Hoekom nie? Want dan is ons in sy teenwoordigheid, en ons sal alles weet. Nou baie interessant is as ons net hier na vers 8 kyk, en sê hy vir ons, want ons ken ten dele, en ons profeteer ten dele. Julle gesien, tale is nie daarby nie. En dan vers 10 sê hy, maar, as die volmaakte gekom het, in ander woorde, as Jesus gekom het om ons te kom haal, en ons is volmaak soos hy, dan sê hy, dit wat ten dele is. Wat is ten dele? Profesie. En kennis. Dit sal tot niet gaan. Maar ons geestelike taal gaan nie noodwendig tot niet gaan nie. So dis baie interessant dat ons sal verstaan dat nog nooit het dit opgehou nie. Jy kan dit stop. Jy kan kies om jou hart toe te maak daarvoor. Maar die realiteit is dat die taal is nie net daar vir my en vir jou vir ons geestelike opbou nie. Maar die taal is ook 'n kragtige deel van die wapenrusting wat ek en jy as gelowiges in ons lewens moet toepas. Paulus kom en wanneer hy praat van die wapenrusting, sê hy daar in vers, noem hy die 6 elemente, dan noem hy die 7de element, dan sê hy, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees. So Paulus gee ons opdrag as deel van die wapenrusting wat ons toepas. As deel daarvan om die skoene van bereidwilligheid, die gordel van waarheid, om die borsharnas van geregtigheid, die swaard van die Gees, die woord, die skild van geloof, die helm van verlossing, deur dit alles op te tel, sê hy vir ons, moet ons nog in die Gees ook bid. So en ek wonder baie keer of dit nie dalk die rede is, hoekom ons nie regtig oorwinning kry in baie opsigte nie. Al trek ons die volle wapenrusting aan, ons bid nooit in die taal nie, ons bid nooit in die Gees nie, en omdat ons nooit in die Gees bid nie, mis ons uit op dit wat die Here vir ons wil gee, en wat hy vir ons wil doen. Ons lees daar in Judas, hoe Judas gekonfronteer word met mense wat valse leerstellings bring. En Paulus skryf vir hom, hy skryf vir hom 'n brief, hy sê vir hom, hey, daai ouens wat so maak, dis hoe jy moet teestaan. Hy sê, maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. So hy gee hom opdrag. Hy sê, maar om hierdie ouens te staan, gaan bid in die Heilige Gees. So dis 'n wapen wat ons het, om selfs teen valse leerstelling en mense wat met ander goed uitkom by ons, om ook met hulle te praat. So tale is 'n baie belangrike deel van ons as gelowiges se lewens. Nou ek wil vanaand klaarmaak, maar ek wil 'n eenvoudige vraag vir jou vra. Wat se taal het Adam en Eva gepraat? In God se teenwoordigheid. Dink gou 'n bietjie daaroor. Kyk, ek like Afrikaans, maar ek dink die Afrikaans is so oud, nee. So dink 'n bietjie daaroor. Wat se taal? Onthou julle met die toring van Babel? Onthou julle wat het daar gebeur? Ons lees dan Genesis 11 vers 5 tot 7. Toe hulle die toring van Babel bou, toe daal die Here neer om die stad en die toring te besien waaraan die mensekinders gebou het. Vers 6 sê hy, en die Here sê, daar is hulle nou een volk en het almal een taal. En dit is net die begin van die onderneming. Nou sal niks vir hulle onmoontlik wees van wat hulle van plan is om te doen nie. Hulle het nie 'n gewone taal gehad nie. Daar was iets spesiaals in die taal, in die kommunikasie vermoë wat hulle gehad het.
Vers 7. Kom laat ons neerdal en hulle taal daar verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie. En so het God gekom, en hy het daardie taal wat so sterk wapen was vir die mense op daardie tyd, het hy verwar. Wat so sterk invloed gehad het, wat so sterk impak gehad het, het hy verwar. Maar weet julle wat is amazing van alles? Ons lees in Sefanja 3 vers 9. Lees ons iets koslik, en ek wil dit uit die Amplified vir julle lees. Hy sê, then I will give the people clear and pure speech from purified lips, which reflects their purified hearts, that all of them may call on the name of the Lord to serve him shoulder to shoulder. So in Sefanja is dit 'n profetiese woord dat God 'n suiwer taal gaan gee, wat 'n suiwer hart gaan demonstreer. Die Message vertaling sê dit vir my mooi. Hy sê, in the end, I will turn things around for the people. I will give them a language, undistorted, unpolluted, words to address God in worship, and united to serve him with their shoulders to the wheel. Ja, is dit nie amazing nie? En dis wat God vir ons gegee het. Dis waaroor hierdie geestestaal gaan. Juis 'n taal wat suiwer is, 'n taal wat onbesoedeld is, 'n taal wat juis dit wat in ons harte is, vir ons gegee is, waarmee ek en jy as kind van God, ons almagtige koning, kan nader. Waar ons verder as net met ons monde kan praat, waar dit gees tot gees spreek, en al verstaan ons dit nie aldag nie, maar in ons gees word ons gebou. In ons gees word ons versterk. In ons gees is dit juis waar die gees van God werk, sodat ons die oorwinnings kan behaal wat hy in ons wil hê. Nou Jesus kom en hy sê in Lukas 11, vers 11 tot 13 sê hy, vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra en hy sal hom 'n klip gee? Of ook 'n vis en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee? Of ook as hy 'n eier vra, om 'n skorpioen gee? En let wel, wanneer ons mooi gaan kyk, wanneer hy praat van slang en hy praat van 'n skorpioen, dan is dit alles simboliese goed waarvan Jesus hier praat, wat wys na die werke van die bose. Wat heen wys na dit wat die vyand doen. So wat hy sê is dat die Vader sal nie toelaat dat die bose, wanneer jy vir die Vader iets vra, gaan hy nie die bose jou antwoord met dit wat boos is nie. En dan kom hy, dan sê hy, as julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelvader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Ek wil jou vanaand uitdaag, geliefdes. Die Here sê, jy hoef nie bang te wees. Daar is skielik 'n demoon of 'n bose gees gaan wees wat in jou intrek, die oomblik as jy jouself oopstel nie. Sê hy sal dit nie doen nie. Hy sal dit nie doen nie. Hy sê net soos wat ons nie dit sal doen met ons kinders nie. Net so sal ons Hemelvader ook nie. Maar hy kom en hy sê, maar as jy die Vader vra, dan sal hy vir jou gee. Sal hy die Heilige Gees vir jou gee. Ek wil julle uitnooi, as jy graag hierdie gawes van die Heilige Gees in jou lewe wil hê, ons gaan môre aand gaan ek 'n bietjie praat oor die toolbox en oor dit wat die Heilige Gees vir my en vir jou gegee het om mee te werk, en ons gaan ook praat oor die mandaat Dinsdag gaan, wat die Here vir ons deur sy Gees gegee het. Maar ek wil jou uitdaag, as jy dit begeer om die volheid van die Heilige Gees in jou lewe te hê, om hom te vra. Weet, ons wag altyd dat iemand anders vir ons moet bid. Maar dit is tyd om te vra. Dit is tyd om jou hart oop te maak. Dit is tyd om te vra, en as jy die doping met die Heilige Gees ervaar het, en jy voel maar, dit het allemaal 'n bietjie koud geword in my hart. Jy weet, die realiteite daarvan het 'n bietjie afgewater. Dan wil ek jou aanmoedig om
om dit bietjie aan te blaas. Te vra dat die Heilige Gees, jy weet mos as ou vleis braai en die kole raak so bietjie koud. Kom jy so aan die onderkant van die braai en dan kap jy hom so bietjie so. En dan skud die stof, die as so van die kole, nie stof, die as, van die kole af en dan tel hy kole weer bietjie hitte op. Jy weet, soms is dit bietjie nodig in ons lewens ook so bietjie onder te kap, laat die kole net weer kan skoon kom. Laat die vuur net, die hitte net weer kan deurkom. En sodat ons net weer kan doen dit wat die Here in en deur ons wil doen. So daar waar jy sit, as dit jou begeerte is vanaand. Kom ons gebruik 'n paar oomblikke en ons sluit die oë. En vra die Here dat hy vanaand ook in jou lewe hierdie belofte sal gee. Dat hierdie teken ook duidelik in jou lewe sal raak. Dankie Here. Kom ons sit. Kan jy beskikken ons. Tu andar bushere ko sesete tulu mahan. Mahela sukru sheba basiki sabru bushere. Here baie dankie vir die voorreg. Dankie dat ons kan weet U voorsien. Here in ons nood, maar ook Here in ons gereedskap, in ons gawes, waarin ons juis in oorwinning kan staan. En ek wil bid vanaand, Here, dat U ken elkeen se hart, U ken elkeen se begeerte. Here, dat U sal stil staan by elkeen. Heilige Gees, dat U doel in elke hart sal bewerk en sal bereik. Here, en daar waar man of vroue vanaand gesê het, Here, ek soek U, wil ek bid, Heilige Gees, dat U vaardig in hulle lewens sal word. Here, dat U juis deur die krag en deur die Gees in hulle lewens en hulle harte sal werk. En ons sê vir U dankie, Here, dat ons kan weet dat U is die koning wat voorsien in al die behoeftes, wat voorsien in al ons begeertes. Ons sê vir U dankie. Dankie Heilige Gees. Dankie dat U 'n waarmaker van die woord is. Here, en wanneer ons vra, dan ontvang ons. Here, wanneer ons in U wil vra, volgens 1 Johannes 5 vers 17, Here, dan antwoord U ons. En ek bid nou, dat U elkeen sal antwoord. Met U teenwoordigheid. Met U teken. In Jesus wonderlike naam. Amen. Ek wil net vir julle noem, dat dis nou nog hulle, soos wat ek die hele tyd sê, dis vreemd op 'n mens se lippe. En vroeër jare was almal uitgeroep en bidkamer toe gevat en dan het daar iemand saam met jou gebid die hele tyd en dan as iemand net sê bla 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 dan sê gevul en dan moet jy uitgaan, dan jy jou beurt gehad en dan kan jy maar gaan. Maar dan het dit nooit in 'n persoon se lewe verder gewys nie, want baie keer was dit nooit dat 'n persoon werklik die gedoop is met die Heilige Gees nie, maar dat hulle net agter iemand aangepraat het. Maar die realiteit is dat dit is vreemd in jou mond. En ek het so 'n klompie jare terug met 'n vriend, het ons eendag so 'n bietjie gesels en hy het begeer om die dooping met die Heilige Gees te kry, maar hy het dit net nie ervaar nie. En hy het my gevra, maar hy verstaan nie hoekom, wat moet hy doen? En ek sê toe vir hom, man, weet jy wat, een van die groot probleme wat ons het is dat baie keer kry ons dit, maar ons manifesteer dit nie. Ons praat dit nie, ons laat nie toe dat ons monde praat nie, want dit is vir ons vreemd. Ek sê maar, sê nou net ek sê iets verkeerd. Ek sê wel, wat gaan jy verloor as jy iets verkeerd sê? Die oomblik as jy iets op jou lippe voel, as jy voel jy wil iets sê, begin iets te sê. En dan maak dit nie nou vir jou sin nie. En ek sê nie maak of jy iets sê nie, net om denkbeeldig te wees nie, maar begin te praat, begin te aanbid, begin woorde spreek. En as dit vir jou 'n snaakse woord voel, wat nie deel van jou taal is of gewoonte is nie, begin dit te spreek. Want onthou, die taal, die gawes van die Gees, die taal wat hy vir jou gee, is nie 'n bekende taal waarmee jy gemaklik en gewoond is nie. Is nie 'n taal wat vir jou bekend is en algemeen is nie. So dit gaan vreemd voel.
En as daar niks van is nie, as dit dan jy is wat denkbeeldig is, gaan daar niks van kom nie. Maar die oomblik as jy jou mond beskikbaar stel vir die Heilige Gees om te werk, en hy wil deur jou werk, en hy's daar, dan wil ek vir jou sê, gaan jy die groot wonder van God se Gees ervaar, soos nog nooit tevore nie. So moenie as dit vreemd is, dink, ag, dis stupid, ek gaan dit nie doen nie. Jy mis uit. Jy mis uit. Stel jouself oop. En onthou een ding, die woord van die Here sê vir ons in Korinte, sê hy dat God het gekies om hierdie gawes, hierdie mooi, vir eenvoudige mense te openbaar. Nie noodwendig vir geestelike mense en slim mense en ouens wat op hierdie hoë plekke sit nie. Vir eenvoudige mense wat bereid is om hulle harte oop te stel, sodat God se Gees in hulle kan werk. En elkeen van ons vorm deel van dit wat God se hart en plan was. Amen. So wanneer jy alleen is vanaand, stel jouself net oop voor die Here. Maak net jou hart oop. En as die Here se wil is en ons môre aand by mekaar, dan gaan ons meer intens bid juis vir die doping met die Heilige Gees. So moenie môre aand mis nie. Kom neem deel en kom hoor wat die woord van die Here vir ons sê en kom leer meer rakende die Heilige Gees. Amen. Prys die Here. Gaan